geskenkie gegee. En ook vir die wat vandag tot volgende Saterdag verjaar. Hendrik gaan vir ek kan hoor, teen die skynste tot by die orgel, is daar iemand? Hierso, is by jouself. Die bybel al, tot agter. Steek ons die hand lekker op, dat ons wil die nie mis nie. Dan was dat. Laat je het weer. En bezoekers? Wat vind je? Was dit twee dingen wat ik kon doen? Om Jannie so as jy neem druk, weer die weer. Ons gaan dit, na ek in klas, dan gaan ons sommer die kollekte opneem. Dan wil ek vir Dominee Tom welkom sê by ons. Ons is dankbaar dat jy hier is, Dominee Hannes, eers weer volgende sondag weer terug wees. Seel op die volgende. Baie dankie. En ons het vir jou gekregen. Fantastisch. Dankie. So die offers word nou opgeneem. Goeiemôre almal. Is die klank hard genoeg of kan ons dit nog harder? Ek dink is 'n bietjie hard. Ek voel nou vanoggend soos die tennisspelers wat na hulle wedstryd of voor die wedstryd het hulle nou onderhoud. Iewers ek moet dit nou nie. Ek bietjie terugstaan. Het hulle onderhoud en dan staan daar altyd so 'n waterbottels langs, so dit voel nou vir my. Ek is 'n celebrity. Die tweede keer wat ek hier is, dink ek, of het ek al weer gepreek het, ek weet nie. Ek woon daar in Wessels,
Dat ek liever maar met die ding, kan jy net bietjie sagter nie. Of miskien moet ek hier staan, want ek dink die mikrofone, was hy nog aan? Ok. Die ander van Staden, hulle woon dan na by my, en hulle het in die week, hulle eerste kleinkind reiker geword, so, miskien die van julle wat hom nog onthou, maar hy sal nie so lang al weggeen. Het is my voorreg om hier te wees, om die woord van die Here ook vanoggend te bedien. Mag die Here ook met ons almal besig wees, as ons na sy woord luister. Kom ons word stil. Nee, kom ons sing eers ons wydingslied, ekskuus. Ons wydingslied is lied 159. Ons sing al 3 verse daar, ons bly sit te word. Die Here is in sy heilige tempel, almal op aarde, moet in sy teenwoordigheid stil wees. Amen.
vir julle in vrede. Van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons loflied vanoggend is Psalm 33. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied. Ons gaan die eerste en die 7de vers daarvan staande saam sing. Ons gaan nou na die wet luister en dan gaan ek 'n tydjie gee vir stilte waar ons met die Here kan praat oor ons lewe voor hom. En daarna kom die vryspraak en dan gaan ons lied 2, 4, 5 sing. Maar kom ons luister eers na die wet. Nou die 10 gebooie verskillende maniere om daaroor te dink. Die manier wat ek daarvan hou om te dink is dit is soos die kantlyne van 'n sportveld. In 'n sportveld is daar lyne wat bepaal waar die wedstryd gespeel moet word. As dit wel oor die kantlyn gaan dan sy uit. Dan word die spel gestop en dan moet hy eers weer aan die gang gesit word of dit nou rugby of sokker of hockey is, netbal. En die wet trek daai kantlyne vir ons. Sodat ons die spel van die lewe kan speel. Die wet is ook die reëls vir die wedstryd. Hoe jy die spel moet speel. Nie om dit vir ons sleg te maak nie, maar sodat die spel kan werk. Ek onthou, as kinders het ons graag Monopoly gespeel. Julle ken Monopoly nie. Maar ons het die reëls verander. Ons het gesê, as jy jou geld op is, dan is jy nie klaar nie.
verloor jy nie. Jy leen geld by die bank. En so het ons honderde en honderde rande daai tyd nog by die bank geleen. En die spel het nooit klaar gemaak nie, want ons het nie volgens die reëls gespeel. So die Here gee vir ons reëls in die 10 gebooie om ons te help om die spel van die lewe te speel, soos wat hy dit wil hê. En die wet is as het ware die skeieregter vir hoe ons die spel speel. So kom ons luister nou na die wet. Ek het dit so 'n bietjie oorgeskryf. So kom ons luister na die 10 gebooie. Ek is die Here jou God, wat jou uit die greep van Satan en sonde dood bevry het. Jy moet my aanbid, my alleen aanbid en dien. Onthou dat niks of niemand anders jou kan red nie, nie jou geld of jou werk of jou sport of jou vriende nie. Ek het jou deur die bloed van Jesus Christus myne gemaak en ek wil vir jou van my alleen. Moenie self besluit hoe jy wil hê ek moet God wees nie, want ek is groter as wat jy jou ooit kan voorstel. Jy moet my vereer en lief hê soos ek jou in die Bybel leer. Moenie ligtelik my naam op jou lippe neem om krag aan jou woorde te gee of as jy skrik nie. My naam is heilig. En jy moet dit net gebruik as jy my aanroep in gebed of as jy oor my getuig. Onthou ook dat jy as Christen die naam van my seun Jesus Christus dra. Leef so dat sy naam in jou lewe geëer word. Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood. Op die dag wil ek hê dat jy moet die opstanding vier. Rus van alles wat jou so besig hou in die week, sodat jy tyd het vir my en vir jouself en vir jou mense. Eer jou ouers en sien na hulle om as hulle oud geword het. Mense is vir my kosbaar en hulle moet vir jou ook kosbaar wees. Moenie iets doen wat anders se lewens in gevaar stel nie. Moenie hulle te nakom deur die woorde of jou dade of jou gedagtes nie. Die huwelik is heilig. Jy moet alles in jou vermoë doen om jou eie huwelik in stand te hou en ander sin te eer. Elke mens het die reg om dinge te besit en jy moet die reg respekteer. Praat altyd die waarheid. Moenie leuns oor ander versprei en nie openlik en ook agteraf nie. Moenie so op jouself ingestel wees dat jy nie ruimte in jou hart het vir ander nie. Gun ander mense hulle vreugdes en suksesse en wees saam met hulle daaroor bly, want dit is ek wat dit vir hulle gegee het. Dis die wet van die Here. Kom ons word nou stil en dan praat ons elke dag wanneer jy in die bank sit, praat met die Here oor jou lewe van die week. Hoe lyk jou lewe? Waar het jy die spelreëls van die lewe? Want daar is tyd vir stil gebed. En almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig ek in die naam van die Here die vergifnis van sonde. In Johannes 1:9 sê, as ons sonde bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde en hy reinig ons van alle ongeregtigheid.
ons sing nou daarvan. Ons kan dit staande sing, en dan bly julle staan van die geloofsbelijdenis, die 2, 4, 5, ek wat vergifnis Heer ontvang. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter heil neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing nou die 260 vers 11. Amen.
lees uit Genesis 13. Dit is die verhaal van Abraham en Lot, wie se weer geskei het. Maar kom ons word eers stil en bid ons. Here God, ons aanbid U vanoggend. As die God van die heelal, die God van ons wêreld, die God van ons land, Here ook ons persoonlike God. U wat groter is as wat ons ooit kan vermoed en nader is as wat ons ooit kan verstaan. Nader as ons vrokkie en ons lief, sê Martin Luther. Here, ons aanbid U as ons God, wat hierdie dag vir ons gegee het, sodat ons so by mekaar kan kom en U kan kom aanbid. Dankie Here vir Sondag, waar ons kan rus van ons besig wees in die week en tyd het vir mekaar, maar bovenal ook tyd vir U. Ons bid dat waar U woord ook al verkondig word vandag, dat U dit sal seën en deur die Gees ook in mense se harte sal inbrand. Dit bid ons ook vir onsself, Here, dat U hier vanoggend met ons besig sal wees deur die woord. Dankie vir U woord, o Heilige Gees, wat U aan ons geskenk het, om ons te lei in die volle waarheid. Dankie dat U ook U woord aan ons verklaar in ons harte, dat ons dit nie kan hoor nie, maar verstaan en kan beleef en kan uitleef. Ons aanbid U, Here Jesus, U wat gekom het om ons te kom red. O Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. U is ons Here. U is ons koning. Koning van die kerk en koning van ons harte. Regeer dan vandag opnuut weer vir ons deur die woord en deur die Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 8, Genesis 13 van vers 1 af. Abraham het uit Egipte na die Negev opgetrek, hy en sy vrou met alles wat aan hom behoort, en Lot saam met hom. Abraham was 'n vermoënde man met vee, silwer en goud. Hy het van staanplek tot staanplek uit die Negev getrek tot by Bethel, tot by die plek waar sy tent vroeër tussen Bethel en Ai gestaan het. Die plek van die altaar wat hy voor die daar gebou. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Ook Lot, wat saam met Abraham getrek het, het klein veebeeste en tente gehad. Die land kon hulle nie meer dra nie, sodat hulle nie saam kon woon nie, want hulle besittings was te veel. Hulle kon net nie meer saam woon nie, en daar het 'n stryery ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se veewagters. Die Kanaaniete en die Ferisiete het ook toe nog in die land gewoon. Abraham sê toe vir Lot, laat daar tog nie 'n stryd wees tussen my en jou en tussen my veewagters en jou veewagters nie. Ons is immers broers. Lê die hele land nie oop voor jou nie. Trek liewer van my weg. As jy links gaan, sal ek regs gaan. As jy regs gaan, sal ek links gaan. Lot het rondgekyk en gesien
dat daar in die hele Jordaanstreek volop water was. Dit was, voor die Here Sodom en Gomorra vertel het, was dit soos die tuin van die Here, soos Egipte laat in die rigting van Soar. Lot kies toe vir hom die hele Jordaanstreek. Lot het ooswaarts getrek, en so het hulle van mekaar geskei. Abraham het in die land Kanaan gewoon, en Lot het by die dorpe van die Jordaanstreek gaan woon. Hy het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Die manne van Sodom was baie sleg en sondig voor die Here. Hulle het egter, nadat Lot van hom al weggetrek het, vir Abraham gesê, kyk rond. Kyk van die plek waar jy is, na die noorde, die suide, die ooste, die weste, van die hele land wat jy sien, aan jou gee ek dit, aan jou en jou nageslag, vir altyd. Ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, ook jou nageslag getel sal kan word. Maak gereed, deur kruis die land, in sy lengte en sy breedte, want aan jou gee ek dit. Abraham het sy tente versit, hy het by die akkerbome van Mamre, wat by Hebron is aangekom en daar gaan woon. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Dit is die woord van die Here vanoggend. Ek wil die woord van die Here oor hierdie hele hoofstuk tot 10 en nie verstaan hoekom ek gesê het vers 1 tot 11, want ons het eintlik tot by vers 18 moet lees. Daar is 'n spreekwoord wat sê geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Want rykdom, besittings het 'n manier beeste nie. Dis wat gebeur as mens net altyd meer wil hê en meer wil hê. Jy vergeet ander mense en hou op om hulle in ag te neem. En ons sê die Here in die woord, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dit gaan in ons verhoudingslewe ook dikwels soos. Die ou vir wie jy nie hou nie, druk jy uit. Werk jy weg. Loop hom uit die pad uit. Sorg dat jy genoeg skiet goed kry om vir hom in 'n moeilike posisie te plaas. Gaan so in die politiek nie. Ons sien dit elke dag in die koerant en die nuus. Is alles vir my op in hierdie land, en ons het nou die laaste week die optogte teen die buitelanders in ons land gesien. Ja. Dit is hoe dit gaan. As jy net aan jouself en jou eie besittings dink. Wat doen Abraham in die situasie? Abraham wys vir ons hier dat hy 'n merkwaardige, wyse en sagmoedige mens is. Onselfsugtig. Hy wil tot elke prys vermy dat daar getwis mee word onder sy mense. Dit is baie anders wat ons in hoofstuk 12 leer ken. Daar gaan hy mos na Egipte toe, omdat droogte in die land was. Hy vertel leuns oor sy huwelik met Sarai, om net sy eie bas te red. Sarai beland in die Farao se harem. Ooit moes God ingryp om vir Sarai weer daar uit te kry. En het dit met die Farao en sy huis sleg gegaan. Oor Abraham se leuns, omdat Abraham net aan homself gedink het. Maar in die proses leer Abraham om anders te dink oor die lewe. En sien ons hom hier as 'n man van vrede, 'n man wat vyandskap en twis tot elke prys wil vermy.
Daar's 'n belangrike frase in die teks wat ons gelees het, waar staan, die Kanaaniete, of nee, wag, wie was dit die? Die Kanaaniete, dis in vers 7, die Kanaaniete en die Ferisiete het toe nog in die land gewoon. So, hulle het daar tussen heidene gewoon en Abraham het gevoel, hulle kan nie hier met mekaar beklei as gelowiges. Wat 'n voorbeeld stel hulle vir die heidene wat om hulle woon en tussen hulle woon. Een van die redes hoekom Abraham besluit het om dat sy in Lot se paai moet skry. As mense wat sê, hierdie hoofstuk is in die geskiedenis opgeteken vir die latere konings, om te leer dat daar 'n ander oplossing is as oorlog en geweld en beklei en getwis met jou bure. Want dis nie die Bybelse oplossing. Abraham was 'n man van vrede, wat ten alle koste vrede wil handhaaf. Abraham het verstaan dat hy 'n roeping het om in vrede te leef, terwille ook van die Kanaaniete en die Ferisiete. Daar was hy bereid om homself as sy belange ondergeskik te stel aan die vrede. En vir Lot die beste te gun, as Lot dit dan wil vat, laat hy dit vat. Die Jordaanstreek was soos 'n tuin van die Here staan met hier. Soos Egipte se Nyl. Want Abraham het God se doel met sy lewe ernstig opgeneem. Julle sal onthou toe Abraham geroep is, daar in Genesis 12 vers 1, sê die Here, vers 2, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Dit was Abraham se roeping in hierdie wêreld, en hy wou dit ook daar waar hy woon, laat gebeur. Dan gee hy baie prys om tot seën te kan wees vir ander. Dit was hoe Lot oor die saak gedink het. Met geloof het sy keuses niks gemaak nie. Sy hart was miskien bekeer, maar nie sy beheersing. Lot kies ewe selfsugtig die beste deel vir homself. Hy was 'n jonger lid van die breër familie. Abraham was die hoof van die huis. En Abraham het die voorreg gehad om eerste te kies, maar Lot kies eerste. Hy kies 'n gebied so volop met water soos 'n tuin. En Abraham bly sit met 'n stuk droë half woestyn, soos die Karoo sit hy oor. En tog, so staan dit in vers 14, na dit alles sê die Here vir Abraham, kyk rond, kyk na die plek waar hy is, na die noorde, die suide, die ooste, die weste, van die hele land wat jy sien, aan jou gee ek dit aan jou nageslag vir altyd. Dis die troos en die oorwinning van die geloof dat God sorg. Dat hy jou nie los nie. As jy getrou is aan hom, sal hy jou nie in die steek laat. Dit is die belofte van die Here in sy woord. Dit is die belofte van die Here aan Abraham. Hy sien na Abraham om. Hy behartig sy saak vir hom. Hy bestuur hom, sy lewe. Abraham kon vrymoedig, vergewig en grootmoedig wees en onselfsugtig wees, omdat hy God se hand in sy lewe gesien het en God vertrou het met sy lewe. Aan God se beloftes vasgehou het en geweet het, God sal sorg. Hier sien ons geloof, soos die Hebreërskrywer baie later sê,
Geloof wat die onsienlike sien. As julle hoofstuk Hebreërs 11 lees, sal julle dit daar kry. Abraham het in God geglo en geleef soos iemand wat die onsienlike sien. Ja. Waar staan dit? In vers 10 van ons stuk, Hebreërs 11 sê, Abraham het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en boumeester is. Dit was Abraham. Geleef uit God se beloftes. Hy het 'n geloof gehad wat weet, die lewe is meer as kos en klere en besittings. Wat verstaan het dat 'n mens nie net van brood alleen leef nie, van besittings wat geld kan koop nie, maar van die woord van God en van sy beloftes. En daar staan met Abraham nog net beloftes gehad. Die belofte dat God by hom is. Die belofte dat God hom 'n groot nageslag sal gee. Die belofte dat God hom 'n eie land sal gee. Dit was alles net beloftes. Daar staan met hy nog nie eens 'n stukkie grond gehad in die land Kanaan. Dis eers toe Sara dood is jare later wat hy 'n stukkie grond koop wat hy sy eie kan doen, waar hy vir Sara kon begrawe. En is lank na hierdie gebeurtenis eers wat Isak opdaag, die kind van die belofte. Abraham het niks gehad behalwe God se woord, God se beloftes om aan vas te hou. En dit is geloof. Dis hoe ek en jy ook moet leef. Kom ons hou vas aan God se beloftes. Want dit is genoeg. En uiteindelik het ons soveel meer as Abraham. Ons het nie net beloftes nie. Ons het gesien in die geskiedenis van die kerk hoe die beloftes waar word. Hoe Jesus Christus gekom het. Sodat God ons Vader kan wees. Jesus wat gesê het, ek is by julle al die dag. Ook die dag. Kom ons leef dan so, soos mense wat verstaan, dat ons in God se hande veilig is. Amen. Here ons, dankie, dat ons lewens in die hande veilig is. Dankie vir u belofte, dat u ons nooit sal begeef en ons nooit sal verlaat nie. Dankie Here Jesus, dat u gekom het om dit waar te maak. Dat u by ons is, elke dag. Dankie vir die gawe van die Gees wat in ons woon, sodat u by ons kan wees. Ons wil u volg, Here. Ons wil soos Abraham wees. Vir u kies, vir u waarheid kies, vir u navolging kies. Nie vir onsself. Here, ons sukkel daarmee. Ons ontdek in onsself ook 'n stuk lot, wat eerste vir onsself wil gryp, wat ons kan. Wat bang is dat die gawes te min is vir ons almal. En dit daarom vir onsself opeis. Here, vergewe ons daarvoor. Maak ons mense wat leef uit die woord en uit die hand. Maak ons soos Jesus.
sy goddelikheid en eer en majesteit in die hemel gelos het om tussen ons te kom woon. Here, ons wil soos hy wees. Help ons om in die week te leef met die oog op U gefestig, Here Jesus. U wat die begin en die volëinder van ons geloof is. Ons bid vir hulle wat siek is, operasies ondergaan, behandeling kry. Wees met hulle, Here, wees vir hulle Vader wat sien en sorg. Ons bid vir hulle wat koud is in hierdie dae, Here. Hulle wat te min het om van te leef. Hulle is om ons, Here, ons sien hulle op die straathoeke. Ons bid vir hulle wat ontheem is, nou in busse sit om die land te verlaat. Nie weet wat in hulle tuisland op hulle wag nie. Wees op met hulle, Here. Wees met ons in die dag. Help ons om vandag te leef soos mense wat die onsienlike sien. Amen.